Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Ons is hier by die einde van die boek Jakobus waar ons elke oggend die skrifte gebruik om die vuur aan die brand te steek, om ons lewe passievol te hou. Nou, die einde van Jakobus praat oor gebed. So kom ons gaan kyk wat sê hy vandag oor gebed vir ons. Jakobus 5 vanaf vers 14 af. Hy sê, is daar van julle wat siek is? Dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom. Nadat die ouderlinge die sieke met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hom bid. En die gelowige gebed van die siek mens, en 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word. Die Here sal hom laat opstaan. En watter sondes die sieke ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word. Hier kry ons hierdie direkte opdrag. As daar iemand is wat siek is in die gemeente, laat die ouderlinge kom, laat hulle die persoon salf met olie, en wanneer hulle dan vir hom bid, sal die Here hom opwek. Hierdie is een van die groot kentekens van Christendom. Een van die bekendste, grootste kentekens deur die eeue, mense, was die wonderwerk van genesing. En hier is my vraag, glo ons dit nog? Wanneer ons siek word, jaag ons dokter toe. Wanneer ons siek word, drink ons 'n pilletjie. Wanneer ons siek word, doen ons eers alles in ons eie vermoë en dan bid ons. Wat van, ek kan jy vertrou en sê, Here, U genees, U bewaar. Here, U sit U hand op. En my eerste ding wat ek doen wanneer daar siekte of probleme of omstandighede is ek bid. Dis die eerste ding wat ek doen, en dan gaan ek dokter toe, dan gaan vra ek 'n vriend, dan kry ek hulp of wat ook al, maar my eerste ding is, ek bid. Mens, ek wil jou uitdaag, glo jy nog in wonderwerke? Ek kan maar antwoord, glo jy nog in wonderwerke? Glo jy nog in genesing? Glo jy nog in die Bybel en die skrifte? Wel, kom ons begin meer bid. Elke Sondag by die kerk bid ons saam met mense. En ons glo, ons vertrou met alles in ons hart. Die Here gaan 'n wonderwerk doen, want hy het dit beloof in die skrif. Soos ek en jy hom op sy woord hou, op sy beloftes hou. En ons draai na hom toe met alles. God hoor ons gebede. Wat het jy vandag nodig? Waar wil jy bid? Waarvoor wil jy bid? Vir wie wil jy bid? Wat is 'n omstandigheid in jou lewe wat jy daai wonderwerk vandag nodig het? Kom ons bid saam. Mense, hier's nou letterlik duisende mense wat nou gaan saam bid. Die Here hoor. Ek kan 'n wonderwerk doen. Wil jy nie ook met volle geloof inklim en saam met my bid? Sê, Here, ek glo. Doen 'n wonderwerk hier vandag. Ruk hierdie sake, Here. Doen 'n mighty work vandag. Kan jy saam met my bid? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie groot uitnodiging. Ek sien hier in die hemel staan en sê, is daar van julle wat siek is daar van julle wat probleme het, is daar van julle wat 'n nood het, 'n krisis het? Hier is ek, God julle Vader. Ek wil hê jy moet na my toe kom en dit vir my kom vra. En dan met geloof moet jy kyk hoe ek 'n wonderwerk vir jou doen. Here, duisende mense roep nou hier aan. Duisende mense praat oor hulle kinders, oor hulle huwelike, oor hulle werke, oor hulle liggame, oor finansies, oor probleme, oor vrese, oor wat ook al, Here. Duisende mense sê, Vader, hoor my. Hier is my probleem. In my hande sit ek dit nou voor U voete neer. En ek vertrou U dat U met 'n wonderwerk uit die hemel uit, bonatuurlik gaan antwoord. Dit wat ek nie verstaan nie. Ek weet nie hoe werk dit nie, ek weet nie hoe kry jy dit reg nie, maar hier is God. En hier spreek nou 'n woord in die hemel oor elke situasie. En daar's wonderwerke. Reg oor hierdie wêreld gebeur daar nou wonderwerke in Jesus naam. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Ja, stuur vir ons op Facebook of enige manier. Stuur vir ons die getuienisse. Ek glo, daar's wonderwerke. Die Here maak deure oop, voorsien werke, red huwelike, red kinders, genees mense. Ek glo in die vorm en die krag van gebed. So stuur vir ons die getuienisse. Hoop om van jou te hoor. Die Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.